Baie welkom by hierdie week se koffiekuier episode en dankie dat jy ook weer inskakel. Ons is steeds besig met die boek Handelinge en ons staan stil by Handelinge 26. So ek gaan jou uitnooi om die Bybelvertaling van jou keuse ook oop te maak. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ek gaan hier en daar 'n paar verse uithaal wat ons dan gaan toepas ook saam oordink. Ek weet nie hoe gereeld julle deur ou fotos blaai nie. Maar daar's nogal vir my iets besonders daarin om dit te doen. Jy sien hierdie foto van jouself van 20 of 30 jaar gelede en jy herken jouself dadelik. Jy weet dit is jy, maar op 'n manier is dit ook nie meer heeltemal jy nie. Jy kyk na die klere en die haarstyl en dan wonder jy wat het jou besiel om so aan te trek of jou hare so te kam. Maar daar's tog ook iets dieper daarin. En jy weet nou dinge wat daardie jonger weergawe van jouself nie geweet het nie. Intussen oor die jare het daar mense oor jou pad gekom, jy het goeie maar ook moeilike dinge beleef, jy het foute gemaak, jou denke het verander, selfs jou geloof het gegroei. En daar het 'n klomp dinge in jou lewe gebeur wat jou gevorm het. En as iemand jou dan sou vra, maar wat het tussen daardie foto en vandag gebeur, dan kan 'n mens dit nie met een sin antwoord nie. Jy moet eintlik die hele storie vertel. Nou dis amper wat Paulus hierso in Handelinge 26 doen. As ons die gedeelte lees, dan sien ons Paulus staan nou voor koning Agrippa en hy vertel vir hom eintlik sy verhaal, sy lewe, wat in 3 dele of 3 hoofstukke afspeel. Hy sê, dit is wie ek was. En dan sê hy in die tweede fase, dit is wat met my gebeur het. En dan die derde fase van hierdie gedeelte, en dit is hoekom ek dan vandag leef soos ek leef. So kom ons kyk hoe dit gebeur het en dan afspeel in Paulus se lewe en hoe dit ook op ons van toepassing is. Maar eers net weer 'n bietjie agtergrond. Want as jy nou al geruime tyd saam met ons reis deur die boek Handelinge, dan weet jy, ons kom nou al 'n hele entjie saam met Paulus. Hy is reeds op hierdie stadium vir ongeveer 2 jaar in aanhouding, omdat Felix hom nie wou vrylaat nie. Al kon hy nie regtig iets teen hom bewys nie. Maar daarna het ons gelees het Festus oorgeneem as goewerneur. En wanneer Festus voorstel dat Paulus weer Jerusalem toe moet gaan vir sy verhoor, dan beroep Paulus hom daarop dat hy 'n Romeinse burger is. So hy beroep hom op die keiser. Nou dit beteken, hy moet nou Rome toe gaan. Maar Festus sit nou met 'n ander probleem. Hy moet 'n gevangene na die keiser toe stuur, maar hy moet ook verduidelik waarvan hierdie man nou beskuldig word. En daarom kry hy toe vir koning Agrippa, wat goed vertroud was met die Joodse gebruike en die godsdienstige twisvrae wat kan opduik. En nou gee hy geleentheid vir hom om na Paulus te luister. Nou ek dink Festus het waarskynlik gehoop dat Agrippa hom kan help om sin te maak van hierdie saak wat hy geërf het. Nou dis belangrik aan die begin om dit raak te sien. Paulus staan nie hierso voor Agrippa, omdat Agrippa nou finaal oor sy skuld of sy onskuld gaan beslis nie. Paulus het hom reeds op die keiser beroep, en hierdie is eerder nog 'n geleentheid wat hy nou kry, om sy saak weer te stel. Nou dan gebeur daar iets interessant. Paulus kry nou die kans om homself te verdedig, maar voordat hierdie hoofstuk klaar is, dan praat hy eintlik baie minder oor sy onskuld, hy praat meer oor Jesus. Nou Agrippa sê daar in vers 1 vir hom, jy kan nou maar jou saak stel. En Paulus begin dan vertel. So dit is, kan ons sê, die eerste foto wat ons van Paulus uithaal uit die argiewe. Die foto van, dit is wie ek was. Nou, ons hoef nie verse 4 tot 11 van hierdie hoofstuk saam te lees nie. Paulus se punt wat hy hierso maak is redelik eenvoudig. Hy sê vir Agrippa, die mense wat my vandag beskuldig, hulle weet presies wie ek was. Hulle ken my agtergrond. Ek was nie 'n buitestander wat niks van die Joodse geloof verstaan het nie. Ek was 'n fariseer. Ek was deel van die strengste godsdienstige groepe van daardie tyd. Maar voordat Paulus by sy Damaskus ervaring kom, dan sê hy iets daar in verse 6 tot 8, wat 'n mens maklik kan mis. Luister net weer na vers 6. Daar sê hy, en nou staan ek tereg, omdat ek my hoop gefestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het. En dan sê hy in vers 8,
waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat God ook dooies opwek? Nou hierso lê die hart van Paulus se argument. Paulus sê nie, ek het die Joodse geloof gelos en toe het ek 'n Christen geword nie. Maar hy sê eerder, die hoop waarvoor Israel nog altyd gewag het nou in Jesus 'n werklikheid geword. So die opstanding van Jesus staan sentraal. As God vir Jesus uit die dood opgewek het, dan beteken dit dat Jesus werklik die Christus is en dat God se beloftes nie misluk het nie. So Paulus sien die evangelie, dis nie as iets wat teenoor die Ou Testament staan nie, maar vir hom is Jesus die vervulling van die hoop waarna die geskrifte ook gewys het. Maar dan erken Paulus iets wat nog belangrik is. Hy het dit aanvanklik self ook nie geglo nie. Vers 9 sê, ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die naam van Jesus van Nasaret. En hy vertel dan hoe hy Christene laat arresteer het en laat straf het en hoe hy selfs saam met die doodstraf gestem het. Nou wat my hierso tref, is dat Paulus nie probeer om die ou foto van hom so bietjie mooier te maak of te photoshop nie. Hy sê nie, ek was eintlik 'n goeie mens wat net hier en daar 'n verkeerde besluit geneem het nie. Hy erken eenvoudig, ek was oortuig ek is reg, maar ek was al die tyd verkeerd. So dis 'n belangrike eerste geloofsles wat ons hier moet hoor. Opregtheid beteken nie noodwendig dat ons in alle opsigte reg is nie. Paulus was baie opreg en hy was baie ernstig oor God. Hy het selfs gedink dat hy God dien deur hierdie nuwe beweging te probeer stop. Maar op die ou end moes hy erken dat hy verkeerd is. En dit vra nogal 'n stuk nederigheid om ook later te kan terugkyk en te kan sê, maar ek het dit verkeerd verstaan. En so werk dit ook met ons. Ons geloof behoort mos nie te beteken dat ons op 'n stadium in ons lewe net ophou groei, omdat ons dink ons nou klaar al die antwoorde het nie. Soms is geestelike groei juis dat God ons help om iets raak te sien wat ons vroeër nie kon of wou sien nie. Maar dan is daar ook 'n tweede foto wat Paulus uit sy argief haal, daardie oomblik wat alles in sy lewe verander het. So dan kom Paulus nou by die gebeurtenis wat sy lewe in 'n nuwe rigting gestuur het. Ons ken daardie verhaal waar hy op pad is na Damaskus toe om Christene te vervolg en dan verskyn hierdie helder lig op hom en die gemeenskap wat saam met hom gereis het. Ons ken natuurlik hierdie verhaal wat daar in Handelinge 9 opgeskryf is, maar Paulus vertel dit self en daar in verse 14 en 15 vertel hy hoe Jesus dan aan hom geopenbaar is en dan uitroep, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. En dan vra Paulus, maar wie is u, Here? En die antwoord kom, ek is Jesus, dit is vir my wat jy vervolg. Nou daar is eintlik vir my twee dinge in hierdie woorde waarop ons moet let. Die eerste is die uitdrukking, veral in die 1983 vertaling, waar daar staan, jy maak jouself net seer deur jou te verset. Nou die oorspronklike beeld wat hier gebruik word, is eintlik die van 'n dier wat teen 'n skerp stok elke keer moet vaskop, omdat dit hom help om in 'n bepaalde rigting gelei te word deur iemand. En hoe harder die dier dan skop teen hierdie stok, hoe meer maak hy homself seer. So Paulus het op 'n stadium gedink, hy veg vir God, maar in werklikheid het hy teen God geveg, amper soos wat hierdie beeld probeer sê. En dan die tweede ding, Jesus sê nie hierso vir Paulus, waarom vervolg jy my mense nie? Hy sê, waarom vervolg jy my? Nou dit sê vir my iets besonders van hoe naby Jesus homself ook aan sy mense kom verbind het. Wat Paulus aan die volgelinge van Jesus gedoen het, neem Jesus met ander woorde baie persoonlik op. Maar kyk nou net 'n bietjie wat gebeur dan hierna. Jesus wys nie net vir Paulus hoe verkeerd hy was en dan los hy hom daar nie. In vers 16 lees ons, maar staan op, sê hy, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet die getuie wees van wat jy van my gesien het. Ja, ek dink ons moet nie te vinnig ook oor hierdie gedeelte lees nie. Want jy sien, hierdie man wat op pad was om Jesus se volgelinge stil te maak, hy word nou gestuur om oor Jesus te gaan praat. En dit is wat genade ook in ons lewens doen. So,
God ontken nie Paulus se verlede nie. Paulus self ontken dit ook nie. Maar wat ons hier moet hoor is dat sy verlede nie die laaste sê kry oor sy toekoms nie. En dit is dalk iets wat baie van ons ook vandag weer moet hoor. Want ek dink ons almal dra ou foto's met ons saam. Ons almal het al dinge gedoen wat ons vandag dink, ek sou dit anders wou doen. Daar is woorde wat ons wens, ons dalk kon terugtrek, of besluite wat ek nou anders sou doen, omdat ek meer inligting tot my beskikking het. Die evangelie sê nie dat daardie dinge het nooit gebeur en dat jy nooit foute maak nie. Maar dit sê wel, dit hoef nie die laaste foto in jou en my album te wees nie. Want God se genade help ons om ook 'n nuwe hoofstuk te begin. Maar dan is daar ook 'n derde foto, wat ons uit die argiewe kan haal van Paulus se lewe. En dis die foto waar hy sê, maar dit is nou hoekom ek anders leef as voorheen. So ons kom terug na vers 19 toe, waar Paulus sê, van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. En daarna vertel hy hoe hy begin verkondig het, dat mense hulle ook tot God moet bekeer. Maar kyk 'n bietjie mooi wat sê hy daar aan die einde van vers 20. En dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Nou dis 'n belangrike sin. Ons weet bekering in die Bybel beteken nie dat ek bloot net sê ek is jammer en ek voel nou anders oor iets nie. Maar dit beteken letterlik dat die rigting van my lewe begin om radikaal te verander. Nie dat jy van daardie dag af natuurlik nou foutloos is nie, want ons het gehoor Paulus was ook nie. Maar wanneer Jesus werklik deel word van 'n mens se verhaal, dan behoort daar tog mettertyd iets van hierdie nuwe lewe ook sigbaar te word in jou lewe. Ons begin dan anders met mense werk. Ons leer mekaar vergewe waar ons vroeër net wou wraak neem. Ons raak eerliker oor ons eie foute. Ons eie prioriteite begin ook skuif en ons raak meer bewus van mense wat ons vroeër dalk maklik misgekyk het of opgetrap het om bo uit te kom. So daar behoort iewers 'n verskil te wees tussen daardie ou foto van jou en die nuwe een wat vandag geneem word. En Paulus self is die duidelikste voorbeeld vir ons hiervan. Hierdie man wat Christene in boeye gesit het, staan nou self in boeye, omdat hy Jesus verkondig. En dan sien ons hoe Paulus die gesprek ook omdraai. Teen die einde van sy verdediging gebeur daar iets wat ek nogal treffend vind. Festus dink Paulus het nou van sy kop af geraak, en dan sê hy in vers 24, maar jy is mal, Paulus, jou groot geleerdheid maak jou mal. Maar Paulus raak nie kwaad of verdedigend teenoor hom nie. Hy antwoord rustig, sodat hy ook die waarheid kan praat. En dan kyk hy ook vir Agrippa direk in die oë. Vers 27 staan daar, koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Kan jy hoor wat hier gebeur? Ewe skielik is dit nie meer Paulus wat nou ondersoek word nie, maar Paulus plaas sy getuienis, draai nou om in 'n vraag voor Agrippa. En hy vra eintlik vir hom, koning Agrippa, wat gaan jy met hierdie kennis doen? Hierdie evangelie wat aan jou geopenbaar is. Agrippa antwoord dan, jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. En Paulus se antwoord dan in vers 29 is vir my een van die mooiste gedeeltes of oomblikke in hierdie gedeelte. Hy sê, of dit nou gou-gou gebeur en of dit langer duur. Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik net sonder hierdie boeye. So, Paulus probeer nie hier 'n argument wen nie. Hy probeer ook nie vir Agrippa verneder of hom in 'n hoek druk nie, maar hy wil eenvoudig hê dat Agrippa dieselfde Jesus ontmoet, wat ook sy lewe radikaal verander het. Miskien is dit ook waar Handelinge 26 uiteindelik ook vir jou en my baie prakties word. As iemand jou sou vra, waarom glo jy? Wat sou jy antwoord? Ons dink soms, ons moet hierdie ingewikkelde teologiese antwoorde gereed hê, maar Paulus wys vir ons iets eenvoudiger. Al wat hy vra is, gaan vertel jou storie. Gaan vertel wie jy was, en ook wat God in jou lewe gedoen het. Gaan vertel wat is vandag anders in jou lewe, omdat Jesus deel daarvan is.
Nou, ons het nie almal 'n Damaskuspad ervaring nie. Vir baie van ons het die Here dalk op stiller maniere in ons lewe gewerk. Partykeer deur mense, deur gesprekke, deur 'n moeilike tyd wat ek beleef het, of selfs deur 'n Bybelgedeelte of deur 'n gebed wat iemand vir jou gedoen het. Dalk is dit daardie veranderinge, het dit oor jare stadig in jou begin kom. Maar daar behoort op die ou end ook foto's te wees wat wys, ek is nie meer presies dieselfde mens as jare gelede nie. En dan eindig hierdie hoofstuk nogal interessant. Agrippa en die ander mense stap uit en sê, hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie. En Agrippa voeg dan by, hierdie man kon vrygelaat gewees het, as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Nou op die oog af klink dit amper asof Paulus hierso dan nou 'n fout gemaak het om hom op die keiser te beroep. Maar ons weet nou uit die vorige hoofstukke dat Rome is steeds op die horison. Dis steeds deel van die pad waarheen hy op pad is. Sy beroep op die keiser gaan hom nou juis na die hart van Rome toe neem. So ja, vir ons lyk die boeye soos die einde van Paulus se vryheid, maar dit word eintlik die pad waar langs hy moes loop om sy getuienis op die ou end ook te kon bring. En miskien pas dit ook dan in jou en my fotoalbum. Want wanneer ons terugkyk, is dit baie keer juist daardie foto's van ons wat ons nooit self sou gekies het nie, wat ook later deel vorm van God se fotoalbum, van sy verhaal, van hoe hy ons gevorm het. So miskien kan ons dan vandag met hierdie vraag dan ook afsluit. 'n Eenvoudige vraag. As jy sou terugkyk op jou lewe, waar kan jy sien dat Jesus ook jou denke en jou keuse, selfs die maniere waarop jy geleef het, ook verander het? Mag jy daaroor dink en mag Handelinge 26 dan ook in hierdie dag en tyd waarin ons leef, ook vir jou 'n werklikheid word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons verlede nooit die laaste woord oor ons lewe hoef te hê nie. Dankie dat U ons ontmoet, dat U ons verander, maar dat U ook steeds saam met ons op pad bly. Help ons om eerlik na ons eie verhale te kyk en raak te sien waar U reeds besig was met ons. En gee ons die vrymoedigheid, Here, om eenvoudig en opreg te vertel van die verskil wat U steeds in ons lewe maak. Amen.